Goeiemôre radioluisteraars. Ek sien so uit daarna om hierdie boodskap vir jou te bring vanoggend. As ek en jy vir oom Klaas Fakie raakloop by Pofadder en ons vra vir oom Klaas, hoe gaan dit met jou vanoggend? Dan sal sy woorde altyd wees, dit gaan baie goed. Ek het so baie om voor dankbaar te wees. Maar die vraag is vanoggend, waarvoor is ons dankbaar? En dit gaan ons tema wees vanoggend. Waarvoor is ek dankbaar? So kom ons bid saam en ons eer die Here dat ons in sy teenwoordigheid kan wees vanoggend. Ons eer hom dat ons vry sy woord na kan luister. En ons raak rustig en ons wag op Heilige Gees, sodat hy met ons kan kom praat vanoggend en dat hy die verandering in ons lewens kan bring. Abba Vader, so baie dankie dat ons u Vader kan noem. Dankie dat ek op hierdie oomblik weet as ek u Vader noem, dan is ek u kind. Jesus, so baie dankie dat u versoening vir my gebring het met Vader. Dat Vader ook nou my God en my Vader kan wees. Jesus, dankie dat u my redder is en dat u my baie diep gaan kom uithaal in hierdie oggendboodskap. En dankie Heilige Gees dat u wie God is binnekant in my woon. U weet van elke swak plek, u weet van elke haakplek in my lewe. U weet van elke siekte, van elke las. En ek is so dankbaar dat u, wie God is, binne my woon, om my te kom aanraak en my vry te maak. In Jesus naam. Amen. Daar sê so, ons sal altyd sê, dit gaan goed met my. Ek het so baie om voor dankbaar te wees. Maar dit sal ons mos nou sê in ander kringe. Ons sal dit mos nou nie in elke kring sê waar ons beweeg nie. Want ons het mos sekere kringe. As ons nou tussen die meer heiliges, tussen hakies, beweeg, wie ons Sondag dalk in die kerk kan raakloop, sal dit mos nou altyd van ons woorde wees. Ek het so baie om voor dankbaar te wees. En as dit nou weer in ander kringe is, jy weet soos wat die Israeliete deur die woestyn getrek het, ons 40 jaar kringe waar ons in die woestyn loop, dan sal ons mos nou 'n ander deuntjie sing. Dan sal ons mos nou vertel van die vleispotte van Egipte, wat ons nou nie meer het nie. So dit is hoe ons as mens is. Nou ek het 'n vrou wat ek ken, wat my baie naby aan die hart lê. Want 'n mens ken baie mense, maar baie min mense ken 'n mens regtig. As ek praat van ek ken baie mense, dan kan ek vir jou hier sit en ek kan vir jou opnoem hoeveel mense ken ek en wat ek weet presies wat in hulle lewens aangaan. Ek weet van daardie dinge wat hulle oorkla, ek weet van daardie dinge wat hulle voor dankbaar is. Maar baie mense sal sê, ek ken vir jou nie, maar dis nie die waarheid nie. Jy weet van my, jy ken my nie. So ek wil uit hierdie oogpunt uit praat as ek gesels oor hierdie vrou wat my naby aan die hart lê. Sy's regtig binne my hart. Sy's vir my 'n kosbare juweelstuk. En so sien ek 'n opname wat sy gemaak het toe sy langs die strand geloop het. En sy begin hierdie opname, sy sê sy het geen lipstifie aan nie, sy het geen grimering aan nie. En sy loop langs hierdie strand en sy het so baie om vir die Here dankbaar te wees. Nou hierdie vrou is ook besig om 'n siekte te veg in die lewe en sy's besig om dit te wen. En vir my is dit altyd 'n ander iets. Ek sal nooit sê iemand het die stryd verloor teen die groot siekte wat genoem word nie. Want 'n kind van God kan nie 'n
'n stryd verloor teen 'n siekte nie. Want Jesus se eie woorde was, neem eet, dit is my liggaam. As jy kyk in Jesaja 53 vers 5 sê hy, deur sy wonde het ons genesing ontvang. So ons moet begin reg praat. Ons kan nie 'n stryd verloor teen 'n siekte nie. Maar in elk geval, ek luister toe wat Hester Genis oor praat, terwyl sy so stap. Diep vrou, sy's ook 'n skryfster, en het 'n blommewinkel hier in Stilbaai, en sy gee baie meer as net blomme vir mense. En terwyl ek dit so luister, beweeg Heilige Gees deur my. En ek besef, ons sê so maklik stereotyp. Ek het so baie om voor dankbaar te wees. Maar wie van ons sê regtig waarvoor ons dankbaar is? As die woestynlysie kom, kan ons dit in detail noem. Gaan kyk wat die Israeliete gesê het. Hulle het tot gepraat van die garlic wat hulle mis. Nie net die vleispotte in Egipte nie. En as jy kyk na ons mense in die woestyn, dan sal ons in detail sê, daar is nie vir ons vleis om te eet nie. Daar is nie vir ons dit en dat nie. Ons sal nie tevrede wees met die manna nie. Ons sal so baie ons lysie noem, waaroor ons ontevrede is. Nou wil ek vir jou hierdie woord lees vanoggend, in Filippense 4 vers 6. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Laat dit in alles in smeking, danksegging bekend word by God. So, as ek en jy, en ek het dit al voorheen gesê op hierdie Kruisbaai program ook, as ek en jy môreoggend in ons huis, in ons garage, in ons lewens, in ons werksomstandighede, gaan oor hê, waarvoor ons vandag vir die Here dankie gesê het. Wat gaan oorwees in jou huis? Wat gaan oorwees by jou werk? In jou garage? In jou lewe? Wat gaan oorwees? En ek kan iets getuig van. Dit was jare terug, waar die Here dit in my hart al begin lê het. Jy kan self in my binnekamer kom luister, dat as ek God vra vir iets, dan sê ek alreeds dankie vir dit. Want as ek begin vir hom sê dankie vir dit, dan verplaas ek my geloof, om te roep dit wat nie is nie, asof dit is. En dan sal ek in smeking gaan, en gebed gaan. Want ek glo nie in hierdie storie, dat ons die Heilige Gees kan rondchant nie. Ek dink nie name it en claim it is regtig in God se woord nie. Ek dink as ons meer in dankbaarheid en afhanklikheid na hom toe gaan ons meer mense leer wat die realiteit is. Want ons kan voorstaan en ons kan mense leer dat dit geloof is, maar dit is nie wat die woord sê wat geloof is nie. Geloof is 'n hartsaak. Geloof is iets wat mense moet kan ervaar in die moeilikste tye in hulle lewe. Geloof is nie iets wat jy net moet ervaar in die kerk, in tye van glorie en halleluja nie. Geloof is iets wat mense moet ervaar waar die tekkie die teer tref. Daarso, tussen hy boom en bas, tussen hy tussentyd dinge in ons lewe,
Dit is waar mense dankbaarheid moet geleer word. En kom ons begin eerste by huwelike. Ek is seker dat die atmosfeer in huwelike so baie sal verander. As ons ergens 'n boekie het, 'n fisiese boek het. As ons communion kan gebruik, kan ons 'n fisiese boek ook hê, om daarin te skryf, Here, ek is dankbaar vir my man Gerard, en dit is hoekom ek dankbaar is. Sê daar, want my man is gelowig, my man het integriteit, my man kyk mooi na ons. Noem dit. Laat hierdie woorde in die geestesrealm opgaan. En sê nou, jy het 'n maatjie wat nie die Here dien nie. Dan begin jy reeds vir die Here sê, dankie. Dankie vir die dag, wanneer hy gaan draai, wanneer sy gaan draai. Noem dit waarvoor jy dankbaar is. En as jy nog nie 'n maatjie het nie, sê vir die Here, dankie, dat sy woord vir my sê. Hy self het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n maat maak wat by hom pas. Sê dankie, dat jy in 'n tyd is, waar jy voorberei word, vir daardie maat, wat God uit sy hand uit vir jou sal stuur. As jy nog nie 'n kind het nie, sê vir die Here dankie, want dit is 'n belofte wat hy gee, vir gelowiges. As jy glad nie kinders ooit kan hê nie, sê vir die Here dankie, dat daar iewers 'n kindjie is, wat jy kan aanneem. As jy siek is, sê vir die Here dankie, dat iets gewys word, wat dalk in jou siel aan die gang kan wees, fout kan wees. Sê vir hom dankie, as jy daardie maagseer het, daardie hartkwaal het, dat hy vir jou kan wys, wat is daardie goed, wat jy so dra in jou lewe, wat jou so moeg maak, dat hy jou kan wys, hoe om dit te dra. Wat jy ook al het, sê die woord vir jou, wees in alles dankbaar. Hy kom nie en hy sê, wees dankbaar, soos wat ons baie keer dink, dat God ons uit ons foute uit lesse leer en dat hy ons straf nie. Dit is nie, God sê in sy woord, hy sê in Jakobus 1 duidelik, hy sê, hy hou hom nie op met sulke dinge nie. Hy kom nie en hy straf jou om jou 'n les te leer, of hy laat jou deur goed gaan nie. Ek en jy gaan baie keer deur goed, omdat ons foute maak. En terwyl ek by daardie plek is van, omdat ons foute maak, kan jy vanoggend vir die Here so baie dankie sê, dat gebede wat jy gebid het, nie verhoor is nie. Want as ons so end afstap in die pad, dan kom ons agter, dit was eintlik 'n blessing gewees, dat daardie gebede nie verhoor is nie. En dat ons besef, dit is nie waarmee God hom ophou, om ons lesse te leer nie, want die straf was op Jesus gewees. So, as ons vanoggend om ons kyk na ons werk wat ons het, is ons dankbaar daarvoor. Kan jy onthou, toe jy nog daardie WhatsApps uitgestuur het, toe jy gegaan het vir die onderhoud, en toe jy vir mense gevra het, asseblief bid tog net saam met my, dat ek die werk kry. En nou het jy die werk gekry. Waarvoor is jy nou dankbaar? Want jy is daar waar jy is, vir 'n rede, om iemand se Bybel te wees, wat iemand nie kan lees nie. As ons kyk na Psalm 139, ons wat so baie keer in die spieël kyk en regtig vloeke oor onsself spreek, kan ons na die Here toe gaan en sê, my siel weet dit al te goed, ek is wonderbaarlik geskape. Kan jy vanoggend besef, hoe dankbaar moet jy wees, dat jy 'n geestemensie het, 'n geestemensie wat oop is vir God, wat vir sy stem oop is, dat jy so dankbaar kan wees,
vir daardie dag toe jy wedergebore is. Want toe jy daardie dag wedergebore is, weet jy wie het in jou kom bly? God, die Heilige Gees. Weet jy, op daardie oomblik, het daar vir jou 'n mansion. Dit is wat die Engelse vertaling vir ons eintlik verduidelik in die ou grondtaalvertaling. Hy praat nie net van kamers wat voorberei is, hy praat van mansions wat voorberei is, want genade, ons kan so dankbaar wees, ons gaan na 'n plek toe, ons praat van sy strate is van goud, maar ek dink, as ons mooi gaan dink daaroor, dan is dit die heerlikheid wat van God afskyn, daai liefde, daai glans, daai majesteit, wat van die hemel strate van goud maak. Dat ons vir hom kan sê, dankie vir daardie dag, dat hy soveel moeite gedoen het, om my aan te raak, om my 'n keuse te gee, om Jesus, my saligmaker te maak, om my daardie keuse te gee, om God se kind te kan word. En weet jy, om daai dankbaarheid te kan hê, om te kan weet, niks wat met jou gebeur, kan jou van God se liefde skei nie. Om daai dankbaarheid te hê, om te kan weet, maar niks kan my uit God se hand uitruk nie. Om daardie dankbaarheid te hê vir oggend, dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat die Here liefhet. Om dankbaar te kan wees dat Jesus namens my kom vrede maak het by God. Om dankbaar te wees toe Jesus Getsemane ingegaan het en hy so in angs en ontstelteid was dat sy sweet in bloeddruppels geval het. Om dankbaar te wees dat geen angs sterker is as die bloed van Jesus wat geval het in Getsemane vir my vrese, vir my angs. Om dankbaar te wees dat ek dinge kan doen, aanhou doen, self al is ek bang, want dan gaan 'n plek kom in daai bang wees van my, waar ek gaan beleef dat hy wie in my is, sterker is as dit waarvoor ek bang is. En dan gaan daar iets gebeur wat die woord van praat, wat die woord sê, jy kan dit nie wetenskaplik uitlê nie, maar dit sal alle verstand te bowe gaan. Om dankbaar te wees, dat ek nie die heeltyd in depressie hoef te leef nie, dat ek na God toe kan gaan en kan aflaai by hom, dat ek nie hierdie goed hoef te dra wat my so laat skuldig voel nie, dat ek nie hierdie goed hoef te dra uit my verlede nie, dat ek kan sê, dankie Here, ek hoef dit nie langer te dra nie, dat ek so dankbaar kan wees vir oggend, dat ek kan vergewe, dat ek daai keuse kan maak om te sê, maar ek hoef nie langer vir mense kwaad te wees nie. Ek moet dankbaar wees, mens. God in my, vir my gee, om my te kan troos. Ek moet dankbaar wees dat ek nie altyd met daai seer hoef te loop nie. Ek moet dankbaar wees dat God my geskape het met 'n wil, dat ek ver oggend die keuse kan maak om te wil dankbaar wees. En dis my mooi van Filippense 4 vers 6. Daardie woordjie wat ons mislees in alles. Nou sê nou ek en jy gaan in ons binnekamer in gebed. En ons begin bid tot God. En ons begin by alles waarvoor ons dankbaar is. Weet jy, ek dink die horlosie sal loop en loop en loop en loop, as ons regtig begin by waarvoor ons dankbaar is. Ja, daai persoon het my seer gemaak, maar dankie Here, ek hoef nie met dit te loop nie. Ek hoef nie met die teleurstelling te loop nie. Ek kan dankbaar wees. Ek kan met dit klaar maak in my binnekamer. Ek kan dankbaar wees
dat ek God se stem hoor. O, mense is altyd baie keer so vies en hulle is so kwaad dat hulle nie 'n profetiese woord hoor nie. Wat wil jy meer hoor as God se woord wat hy oor jou sê, wat hy vir jou sê, wat hy vir jou beplan het? Dis voorspoed, dis nie teëspoed nie, dis 'n hoopvolle toekoms, dat ons dankbaar is vir daardie dinge. En vir hom begin sê, ek is dankbaar. Sê maar jy het vanoggend 'n verslawing, en jy kyk die heeltyd in daai verslawing vas, of jy fight vanoggend teen vrese, of jy fight teen depressie. Hou op om die heeltyd teen dit vas te kyk, maar wees dankbaar vanoggend dat jy nie die heeltyd na die golwe en die see hoef te kyk nie, maar dat jy na Jesus kan kyk, wat na jou toe aangeloop kom. En al het jy geval, soos Petrus onder die water in, wees dankbaar dat jou verlosser by jou is. Wees dankbaar dat die woord sê jy kan tot God nader en hy sal tot jou nader. Wees dankbaar vir die woord wat sê, as jy hom soek, sal hy hom laat vind deur jou wat hom soek. Wees dankbaar. Wees dankbaar dat jy vanoggend God se woord kan hoor. Wees dankbaar vanoggend dat die Heilige Gees iets in jou kan verander. Wees dankbaar vanoggend dat die woord sê dat sy kennis van sy heerlikheid, die soem van sy heerlikheid, die hele aarde gaan vul. Wees dankbaar vir dit wat hy sê, dat sy kinders, sy seuns en dogters openbaar gemaak sal word. En dat jy geopenbaar gemaak sal word, net soos jy die dag wedergebore is, dat iets van dankbaarheid vanoggend in jou nuut sal word. Dat ons 'n golf sal begin deur Suid-Afrika, dat dit sal begin soos 'n golf wat rol van dankbaarheid. Want elke keer as ek vir God gaan sê, dankie vir iets, gaan in die geestesrealm iets gebeur wat God gaan verheerlik. En die hele atmosfeer sal gevul word met dankbaarheid. En as dit met dankbaarheid gevul word, gaan jy 'n getuienis raak daarvan. Want God sê, as jy, wat 'n gewone mens is, 'n ouer is, wat eintlik maar sleg is, weet om goed te doen aan jou kind. As jou kind vir jou 'n vis kom vra, gaan jy nie vir jou kind 'n slang gee nie. Ek sê vir jou, die hemel, sê die woord, word gevul met reuk van offers, soos 'n wierookoffer wat uit ons gebed uitkom. En die woord sê vir ons, dat rondom die troon van God, wat ook daar is die wolk van getuienisse van hulle wat ons vooruit gegaan het. Ja, hulle is dood en hulle is weg. Maar dankie Here dat ons hulle weer sien. En dankie Here dat ons geliefdes daar ons aanmoedig om met die wedloop te hardloop. En as ons nou begin bid, dat deur die hemel, die klank, die reuk, die geur, die aangename geur van dankbaarheid sal wees. Jesus het gesê in sy woord, ons gee 'n geur af, ons gee 'n reuk af. Hy sê vir party sal dit 'n doodsreuk wees. En hy sê vir party sal dit 'n aangename reuk wees. Kom ons begin 'n doodsreuk afgee, van dat ons hierdie in ons sal begin doodmaak van ondankbaarheid. Dat ons sal klaarmaak met ondankbaarheid. Dat ons sal klaarmaak met die woestyn wat ons so inloop. En dat ons dit sal verander in 'n geur van aangenaamheid, van dankbaarheid. As ons in gesprekke staan,
dankie. Dit reën nog nie, maar dankie dat daar wolke in die lug is. Dankie dat die woord sê, ek is 'n gewone mens, net soos Elia, hy was net so mens soos ek, maar hy het gebid en het begin reën. Dankie vir die gawes van die Heilige Gees. Dankie vir die vrug van die Heilige Gees. Dankie dat ek nie alleen is nie, maar dat U in my bly. En dankie dat U woord sê, dat ek een is met U. Dat U woord sê, ek kan van U vra net wat ek wil hê, en ek sal dit kry. Dankie dat U wil kan geskied in my lewe, want dit gaan baie beter wees, as wat ek dit kon uitgewerk het. Dankie. Dankie Jesus, vir U bloed, wat vir my gevloei het, by daardie kruis van Golgotha. Dankie Jesus, dat ek nie uit fancy bekers hoef te drink, of dat iemand spesiaal vir my nagmaal hoef te bedien nie. Dankie Jesus, dat ek water uit die kraan uit kan vat, dat ek water uit 'n botteltjie kan vat en dit drink. Want dit gaan nie oor wat ek drink, hoe fancy dit is nie. Want hy wie ek in my neem, is volmaak fancy. Dit gaan oor sy bloed, wat my kom was, wat my kom reinig, wat my kom heilig, van alle sonde, alle geregtigheid, alle oortredinge. Dankie Jesus. Dankie Jesus vir U liggaam wat vir my gebreek is. Dankie dat U woord sê, deur my wonde ek genees word. Aba Vader, dankie. Dankie, 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 dankie vir Jesus. Dat Jesus na die aarde toe gekom het, om my te kom red. Dat hy mens geword het. Dat hy my kom dra het aan daardie kruis. Dankie dat ek niks in my lewe deurgaan. Jesus, wat U nie weet hoe dit voel nie. Dankie dat U nie sit en boekhou van die kwaad nie, maar dat die boek van die lewe in die hemel is. Dankie Heilige Gees dat U binnekant in my bly en dat U my help. Heilige Gees, help my asseblief om 'n dankbare lewe te begin leef, wat vir God tot 'n lofprysing sal wees. Dankie vir die 7 geeste van God, wat op my rus, soos wat hulle op U gerus het, Jesus. Dankie Vader God, dat U aangaande my bevel gee aan U engele, om my te behoed en te bewaar. Dankie, dat ek weet, ek het die lewe, en ek het die lewe in oorvloed. Amen. Begin jou dag met Communion op Kruisbaaie met Dr. Leonie elke oggend om 7:30.